So vandag kom Marijke na my toe. Sy gaan vir my en Heinrich leer hoe ons kinders kan kry om tussen 10 en 12 ure 'n aand te slaap. Want in ons huis op die oomblik is daar nie iets so slaap nie. No, I won't wait for another one to... So vanaf hy 'n babietjie was, het ons maar gesukkel met sy slaappatrone. Hy kom maak my wakker, dan klim hy in die bed. Dan het hy 'n fight met my omdat ek in die bed lê. Dan wil hy hê ek moet uit die bed. As ek uit die bed uit is, dan sê hy ek moet weer in die bed klim. So dan raak hy wakker, dan raak hy weer aan die slaap. Net voordat Ansel gebore was, het ek en Heinrich dit reg gekry dat hy in die aande deurslaap. En toe Ansel gebore is, toe wou die meneer ook nou elke aand 'n bottel hê so sissie en dis asof hy weer 'n babatjie geword het. Hallo. Hallo. Ek is dankbaar om jou hier te sien. Hallo. Kom join ons, lekker om jou te Ja, sien. definitief. Nou dis maar by ons het vertel vir my dissipline was. Elke familie het hulle eie manier van dissipline toepas. Wat is julle manier van dissipline toepas? My approach is bietjie sagter as Heinrich se. Ek sal eers probeer ingaan en hom kan comfort en sê dis okay, moenie huil nie. Maar baie keer werk dit nie. Ja, ek is bietjie meer, ek dink ek is bietjie meer kort van draad as ek by ons toe kom. So ek sal ook sê nee, byvoorbeeld ek gooi baie keer soos hy kos het, dan as hy dit gooi en vat ek net weg. Dan sê ek dit is klaar, dan as hy nie wil eet nie, dan stop, vat ek die kos weg en sê dan moet hy maar môre eet. Ek dink as ons 'n middeweg kan vind, julle moet op dieselfde bladsy wees. Ons moet dieselfde stel reëls hê. Ons kinders floreer op rotine en struktuur want hulle voel veilig in 'n omgewing. Ja, dis vir my baie moeilik om vir Hein te straf. Dis my baie erg want elke keer as ek hom sien, dan sien ek hom net as my klein bobbesientjie en ek wil hom net beskerm en vashou en lief hê. Answer is baie belangrik wanneer jy met jou kinders praat, veral met klein Hein om af te gaan op sy level. Kyk hom in sy oë en sê vir hom, stop.